Baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons hoop jy het 'n wonderlike tyd saam met ons voor ons in die diens ingaan. Net gou 'n paar vinnige afkondigings. Belangrike datums is die 18de April en die 20ste April waar ons Paasnaweek diensdag gaan hê. Goeie Vrydagoggend 9 uur gaan ons 'n diens by die kerk hê en ons nooi jou uit as jy hier in Windhoek is asseblief kom deel saam met ons aan die storie van Jesus Christus aan die kruis. Dan die Sondagoggend het ons 'n normale dienstyd 9:30, maar nie met 'n normale boodskap nie. Ons sien so uit om saam te sê hy het opgestaan en selfs het ons dan vir die kinders spesiaals vir hulle 'n klein bietjie op die perseel 'n soetigheidjie gaan jag. So ons nooi jou uit om as hele gesin saam te kom en saam fees te vier oor Jesus Christus en sy oorwinning oor die dood. Dan 'n verskriklike belangrike datum en luister asseblief mooi want daar's 'n klomp goed aan die gang. Dit is die 6de en die 7de Junie. Nou as jy 'n aanbiddingsleier is of deel van 'n aanbiddingsspan is of 'n musikant is of meer wil weet oor aanbidding en liedjies skryf en nooi ons jou uit om die 6de en 7de Junie saam met ons en saam met Nuwe Lof 'n konferensie te hou, Nuwe Lof Namibië. Dit is waar ons die hele dag die 6de Junie en dan die 7de Junie die oggend met Louis Brits, Retief Burger, Stella en Stas gaan praat oor aanbidding, saam gaan aanbid en saam gaan leer. So as jy belangstel, kontak ons asseblief en sit jou naam agter op of maak net seker jy kry soveel as moontlik inligting. Nou as jy nie aanbiddingsleier is nie of nie 'n musikant is nie, geen probleem want daardie Vrydag aand, die 6de Junie het ons 'n aanbiddingsaand. Ons het 'n Nuwe Lof Namibië aanbiddingsaand waar ons gaan kom, die deure gaan oopmaak en die Here gaan aanbid soos ons baie lanklaas gedoen het in hierdie land. So ons nooi jou uit om daai te dagboek dat die aand van die 6de Junie gaan ons saam verniet aanbid, saam met Louis Brits, Retief, Stas en Stella in die Nuwe Lofspan. Ons sien so uit, so uit vir almal om saam te kom. En dan ook belangrik van daardie datum, die 8de Junie dan het ons vir Louis Brits, vir Stas en vir Stella saam in ons diens om saam by New Life Center, Nuwe Lof Namibië en dan saam met die Here te aanbid en te sien waantoe hy die land gaan vat in aanbidding. So ons sien so uit om jou dan daar te sien en maak seker jy het nou al die datums agter die rug en geniet dan die diens verder. Ons is dan besig met die 4de as ek dit reg het, Mission Possible. Dit is waar ons sê dat die Here roep jou. Hy sê vir jou ek het jou geskape vir 'n tyd soos hierdie en ek het jou geskape om op 'n sekere missie te gaan en dit is moontlik, want alles is moontlik deur hom wie ons krag gee. Maar nou fokus op 'n baie spesifieke, 'n baie voel half 'n normale deel van ons lewe waar ons opgewonde is, ons die Here loof en aanbid en dan beweeg ons in 'n plek in wat dit moeilik raak. Ons baie keer selfs om verloon. So ek nooi jou uit om saam jou oë te sluit en dan te bid en reg te wees vir miskien iets wat jou gaan konfronteer, maar definitief iets wat die Here so opgewonde is oor om met jou te deel. So kom ons bid saam. Vader, ek dank U dat ons hier kan wees en dat ons so in die tyd van die storie van die kruis en lydingstyd en die storie waar U naby aan die dood was, ook kan dink aan U verheerliking, waar mense U geprys het en aanbid het en uitgeroep het, Hosanna, Hosanna. So Here, kom dan nou so vanoggend en of middag of vanaand of wanneer ook ons hierdie luister en bid vir elke persoon dat hulle sal besef dat U roep hulle om te beweeg van 'n plek van oorgee, van vergifnis na 'n plek van krag toe. En so bid ek dat ons saam met U hierdie pad sal stap en konstant sal fokus op U. Amen. En so as ons kyk na hierdie missie wat jy op is, hierdie pad wat jy op is, kyk ons veral nou na Palm Sondag, 'n baie bekende tyd in Jesus se lewe, hierdie laaste week voor die dood van Jesus en die opstanding is hierdie baie spesiale iets wat gebeur het. En dit vertel vir ons eintlik baie meer as wat ons dink. En ons lees saam uit Johannes 12 vers 12 tot 19. Nou ek gaan in die Afrikaanse 2020 vertaling lees. Jy is meer as welkom om te volg op die skerm met die Engelse een of in jou eie Bybel wat jy al onderstreep het en gehighlight het en al amper stukkend gelees het, kan jy nou graag saam met ons volg.
Nou die volgende dag het die groot skare wat vir die fees bymekaar gekom het, gehoor dat Jesus op pad is na Jerusalem toe. Hulle het palmtakke geneem en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, loof hom. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Die koning van Israel is geseënd. Jesus kry toe 'n jong donkie en gaan sit daarop. Soos daar geskryf staan, moenie bang wees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom. Hy sit op 'n donkie, se vul. Aanvanklik het sy disippels nie verstaan wat gebeur nie, maar nadat Jesus verheerlik is, het hulle onthou dat hierdie dinge oor hom geskryf is en dat dit aan hom gedoen is. Die skare wat by hom was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en uit die dood opgewek het, het daarvan bly getuig. Dit is ook hoekom die skare hom tegemoet gegaan het. Hulle het gehoor dat hy hierdie teken gedoen het. Die fariseërs sê toe vir mekaar, julle sien mos, julle bereik niks nie. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Ons ken hierdie storie so goed, dis hierdie uitroep, en jy kan dit amper in jou gedagtes sien, hoe Jesus op hierdie donkie sit, en die mense, vriendelikes kinders hardloop rond, en hulle waai die palmtakke, is hierdie oomblik wat almal eintlik voor gewag het, as jy vir Jesus gevolg het. Ek sien julle almal nie, die glorie van Jesus Christus, Seun van God nie. Hy is tog deel van Vader, Seun, en hy is ons leermeester, ons rabbi, en ons weet dit, en as ons die storie lees, veral nog te meer, sê ons, maar mense kyk net, ja, dis mos hoe ons vir Jesus moet hanteer. Maar Jesus weet van beter. Jesus weet meer. Jesus weet dat net in 'n paar dae gaan iets heeltemal anders gebeur. En hierdie is 'n tipe insig wat ons nie altyd verstaan nie. En hierdie is 'n tipe insig wat ons verskriklik nodig het, want onthou, en is belangrik vandag om te weet, dat ons moet deel van hierdie glorie wees. Jesus maak ons deel van sy storie. Hy sterf vir ons sondes, maar terselfdertyd is daar lyding. En as ons sê ons is deel van hierdie glorie, dit beteken dat ons is deel van hierdie lyding. En ons moet daai insig hê dat wat die wêreld verheerlik en wat mense baie keer verheerlik is tydelik en meeste van die tyd nie altyd die waarheid nie. Ongelukkig was hierdie oomblik een van hierdie, ons glo in meeste mense se harte opregte oomblik, maar daar was nie hierdie diepte volwassenheid van mense om dit te volhou nie, want ons lees dan later, roep mense uit, kruisig hom. So, hierdie insig het gemaak dat Jesus kan sien, dat hy kan weet, hierdie is 'n wonderlike tyd, maar terselfdertyd is daar 'n harde pad wat voor lê. En ons moet insig hê as die Here ons roep. Jy moet besef, as die Here jou gaan roep om 'n spesifieke iets te doen, of dit nou klein of groot is, ja, daar is hierdie ongelooflike oomblikke. En miskien het jy dit al ervaar in jou lewe, waar jy jou hart vir die Here die eerste keer gegee het, en in daai tydjie na dit, is daar hierdie opwinding, daar is hierdie, wow, ek kan dit nie glo nie. Dit is so goed om die Here te dien, dit is so wonderlik, en jy spandeer tyd in die woord, en jy memoriseer, en jy lewe anderster, jy stap anderster, jy glimlag anderster, die lewe is net anders. En ewe skielik voel dit of die lewe jou tussen die oë slaan, en jy begin bietjie meer oorgee aan die realiteite, jy begin bietjie meer anders te voel oor hierdie, en jy sal sê, en die vraag gevra het, maar hoekom is dit so verskillend, hoekom kan daai passie nie net hou, van die dag wat ek my hart vir die Here gegee het, nou toe nie. In hierdie storie van Jerusalem waar Jesus ingegaan het, sien ons dit baie dieselfde. Die realiteit van ons geloof is dat daar gaan hierdie oomblikke wees wat jy die glorie van God ervaar, wat jy sien dat mense hoor en verstaan en volg die woord van Jesus Christus, maar terselfdertyd in daai selfde pad sien jy maar ook 'n storie van 'n kruis. En ons volwassenheid is so is dat ons besef dat ons vat nie 'n pad van Jerusalem kruis toe nie, maar ons storie begin by die kruis van Jesus Christus. Jou storie begin by waar jy jou hart vir die Here gee en jy besef hy het vir jou sondes gesterf. En dan begin die pad van volwassenheid, waarin ons lewens, ons dan op 'n plek van Jerusalem se strate beweeg, en nie met palmtakke nie, maar met ons lewens en ons dade, getuig van almagtige God, wie vir ons lief is. Want aan die uiteinde was die doel dit, om die koninkryk van God aarde toe te bring, om mense te soek en te red, en dan vir Jesus om hierdie volmaakte offer te wees. Dit was die doel, dit was die sending, dit was die missie, en dit was moontlik gewees, en Jesus het geweet, dat daar gaan hierdie oomblikke wees, wat makliker as ander gaan wees, verseker, maar hy het geweet, die koninkryk van God lyk nie net so met die palmtakke nie, die koninkryk van God lyk ook een waar jy jou kruis optel, die koninkryk van God lyk soos een waar liefde verstaan word as om jou lewe te gee vir iemand anderster. En so as ons na die storie van Jesus kyk, trek ons daai lyn waar ons ook tye gaan hê wat ons moet gewillig wees om nie net in die maklike tye fees te vier nie, maar in die moeilike tye ook fees te vier.
nie so eenvoudig nie. Jy het miskien al ervaar wat, as jy goed voel, as alles goed gaan, is dit baie makliker om lief te wees. Vir mense wie jy nie eers ken nie. Jy groet iemand wat jy nie van 'n kant af ken nie, want dit gaan goed. Moeilike tye nie soveel nie. Moeilike tye kyk jy af en jy hou net jou kop op waar jy moet wees, en jy hou net aan en jy weet wat, ek moet net deur hierdie kom. En Jesus se storie van Palm Sondag is anderster. Hy het sy kop hoog gehou en hy was lief. En hy het bly lief wees tot waar hy in die kruis gehang het. So ons sê vandag dat ons moet gewillig wees. Markus 11 vers 4 tot 7. Hulle toe weg is en 'n jong donkie buite in die straat gevind, vasgemaak by 'n deur. Terwyl hulle dit losmaak, vra party van die wat daar gestaan het, wat maak julle? Waarom maak julle die donkie los? Hulle het geantwoord soos Jesus vir hulle gesê het, en mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die jong donkie na Jesus toe, sit hulle klere daarop en Jesus het gaan sit. Nou, hier is 'n interessante deel en jy sal, maar wat het dit met enigiets uit te waai? Jy praat nou van die donkie, ok, dit moes nou nie die donkie gaan haal. Dan dink jy self in, hoeveel keer in jou tyd was jy nie gewillig om sekere goed te doen nie? Waar iemand vir jou sê, ok, maar gaan luister, doen hierdie vreemde ding, of wat jy ervaar, die Here sê, ek moet met hierdie ou gaan praat, of jy moet bietjie meer vriendeliker by die werk wees, of weet jy wat, miskien moet ek daai brood koop vir die ou, wat ek nie seker is wat hy met dit gaan doen nie. Die disciples moes gaan in 'n donkie wat daar is, gaan en hulle moes hom gaan haal, en dis vreemd. Dis regtig vreemd, maar ons gewilligheid is wat belangrik is hierso, en die storie van die gewilligheid is belangrik, want Jesus vra ons om gehoorsaam te wees. In hierdie pad van Jerusalem en hierdie palmtakke is daar baie goed wat gebeur, en een van die groot goed is dat ons gewilligheid om in daardie straat saam met hom te stap, ons gewilligheid om voor die kruis te staan, ons gewilligheid om die vreemde goed te doen, speel 'n verskriklike groot rol in ons missie. Om die missie moontlik te maak, vereis verskriklike gehoorsaamheid. Ons sê, jy moet die insig gee om te verstaan dat daar soveel goed wat gebeur, kan gebeur, sal gebeur, moet gebeur, in hierdie pad van Jerusalem, in hierdie palmtakke wat geswaai word, dat dit nie net so eenvoudig is nie. Ons moet insig gee om te weet dat daar is seisoene, daar is 'n sekere wil, 'n sekere pad, en in daardie insig moet ons gewillig wees om sekere goed te doen. En dis hierdie wonderlike getuienis van ouens wat sekere goed gedoen het, en jy kan nou net dink, hier is hierdie donkie wat ons gaan haal het, en hier sit Jesus op hierdie donkie, en hoe hulle net voel, wow. En dan nou later ook, wat ons nou gelees het in Johannes, is dat hulle toe nou onthou, maar weet jy wat, dit is wat geskryf gestaan was, en ons het dit nie eers geweet nie, ons het dit nie eers onthou nie, of miskien toe ons kind was, is dit ons in die tempel gehoor, maar kan jy glo, dit is wat gebeur het, en ons was 'n groot rolspeler van dit. En die Here nooi jou uit om 'n groot rolspeler te wees, verseker, as dit so iets so eenvoudigs is, soos om 'n donkie te gaan haal, dan gaan haal jy die donkie. Maar baie keer sê ons vir onsself, maar ek moet nou die wil van die Here volg, en so moet hierdie groot goed wees. Jy verstaan nie die konsep van grootheid, as ons dit doen het met 'n almagtige, alomteenwoordige God nie. So die kleinste ding vir ons, kan 'n ongelooflike groot rolspeler wees, vir die vervulling van die Here se wil. So ons moet gehoorsaam bly. En in daardie gehoorsaamheid, in daardie insig, moet ons weet, om Jesus te volg, beteken ons 'n deel van sy lyding, en ons 'n deel van sy heerlikheid. Om volgers van Jesus die Christus te wees, beteken ons kan onsself verheug in die feit dat ons is gered van die dood. Nie as gevolg van wat ons gedoen het, maar wat hy gedoen het. Daai is iets wat 'n groot las van jou skouers afval, om te weet, jy kan nou lewe as 'n vry mens, met verantwoordelikhede, maar met die wete dat daar is hierdie wonderlike ewige lewe wat ek besig is om te leef. Maar in hierdie ewige lewe, verstaan ons lewe op die aarde nou, en ons is hier, en Jesus word verheerlik deur al ons wat ons doen, maar dit beteken daar is 'n sekere lyding. Die apostels het dit verstaan, hulle het dit so uitgeleef, en hulle het verstaan dat die tekort aan lyding in my lewe is eintlik 'n groot indikasie van, miskien moet ek bietjie harder werk, miskien moet ek bietjie meer doen, miskien moet ek bietjie meer sê om te lewe as Christus en dood te gaan wins. Want in Filippense 3 vers 10 lees ons, waar daar geskryf word, ons weet mos nou Filippense 4 vers 4 sê, verbly in die Here. Filippense 1 vers 21 sê, daai om te lewe as Christus, dood te gaan wins. So jy sien die storie, die narratief van, voor ons by die blydskap kom, wat nie die tekort aan lyding is nie, maar dis in die teenwoordigheid van lyding. Sien ons, gee my lewe oor vir Christus, en dan kom ons by Filippense 3 vers 10. Ek wil Christus leer ken. Ja, die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyding.
deur aan sy dood gelykvormig te word. Om deel van daardie lyding te wees is deel van die blydskap. Dis die oorgawe van om te lewe is Christus. En die Here sê vir jou dat hierdie storie van 'n redder op 'n donkie in die strate van Jerusalem, die storie van 'n redder op 'n kruis, op 'n berg, is 'n storie wat deel van ons storie is. Hy het al hierdie goed gedoen sodat ons nou kan gaan en in hierdie wêreld uitroep, hier is Jesus Christus, hy wie verheerlik moet word. Ons kan op 'n waarlike volwasse manier gaan en sê dat ek het voor die kruis gestaan van Jesus Christus en ek het my lewe vir hom gegee. Nou kan ek beweeg aan 'n pad stap van God se heerlikheid. Om te sê hier is Jesus Christus, hy wie aan 'n kruis gesterf het. Hier is Jesus Christus wie verheerlik is, wie die seun van God is, maar ook soveel liefde vir jou het. En so ek nou jou uit om so te dink. En dit is moeilik, ek verstaan dit, maar miskien is dit die eerste tree vir jou om te gee, om te kyk na hierdie Palmsondag as 'n uitnodiging na 'n plek toe waar jy kan beweeg vanaf die kruis. Waar Jesus van die Palmstrate beweeg het na die kruis toe, kan ons voor die kruis staan en sê hy is goed en hy is lief vir ons. En nou beweeg ons terug en gaan roep uit in die strate, hy is lief vir jou. En geen groter liefde is daar nie. Om jou lewe te gee vir jou broers en vir hulle te wys, hierdie is wat ware liefde is. En ek wil so vir jou bid en hoop dat jy dit so ervaar in jou lewe. Dat Jesus vir jou sondes gesterf het, sodat jy kan uitgaan en nie sy naam groot maak, want hy is klaar groot, maar vir die wêreld laat weet hoe groot en hoe lief en hoe goed ons God waarlik is. Kom ons bid saam. So Vader, ek dank U dat ons so saam kan wees in U teenwoordigheid en dat U vir ons 'n storie vertel deur die lewe. Een waar palmtakke geswaai was, waar U met groot prys in Jerusalem in beweeg het. Dat ons weet die pad wat nou gestap word is 'n moeilike ene. Here, mag ons lewens getuig van mense wie gered is. Mense wie weet hulle is vry van die dood. Mense wie weet dat hierdie lof en aanbidding nou moet uit in die strate beweeg. Een van liefde, Here. En ek bid vir elke persoon dat hulle dit so sal ervaar in hierdie tyd, as ons fokus en nader beweeg aan U liefde. En ek bid dit alles in die heilige naam van die Seun Jesus Christus. Amen.